Goeiedag. Wat 'n voorreg is dit nie vir my om sommer net in hierdie tyd ietsie met jou te deel wat die Here met my in hierdie tyd gedeel het nie. Ek wil jou herinner aan daai woorde van Jesus aan sy disippels, daar in Johannes 20. Ja, jy onthou die verhaal. Jesus het gesterf, daai 9de April, 30 na Christus, en 3 dae later, daai Sondag aand, lees ons daar in Johannes 20, verskyn hy as die lewende Jesus aan sy disippels, wat bang vir die Jode agter toe deure weggekruip het, verstaan nie wat aangaan nie, die Jesus wat hulle geglo die Messias was, het gesterf aan die kruis, toe hoor hulle hierdie boodskappe dat mense hom begin sien het as die lewende, opgestane Here, en daai aand verskyn hy aan hulle. Thomas was nie daar nie, en ons hoor hoe hy vir hulle sê, vrede vir julle. En hy sê weer vir hulle, vrede vir julle. En ek wil vandag vir jou sê, vrede vir jou. As jy Hebreëus sprekend was, het ek vir jou gesê, shalom maga. Shalom, vrede, maga vir jou, vir julle. Vrede vir julle. En dan sê hy vir hulle, nadat hy op hulle geblaas het en gesê het, ontvang die Heilige Gees, dan sê hy vir hulle, gaan en bedien nou hierdie vrede aan die wêreld. Sien jy daar staan in Johannes 20 vers 19. Daai Sondag aand, toe Jesus aan hulle verskyn het. Wie is daar? Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Want Jesus was nie net verlosser en Here nie, hy was ook die doper met die Gees. En hy het geweet, sy mense, om regte getuies te wees, om ambassadeurs te wees, om verkondigers te wees, en bedienaars te wees van hierdie vrede, waarvan hy hier praat. Wat hy vir my en vir jou bewerk het aan die kruis, deur sy dood, deur sy bloed wat vir ons gevloei het. Ja, deur daai 3 dae in die graf, vir my en vir jou. Deur sy opstanding, het hy geweet, hulle het ook die bonatuurlike salwing, krag van God die Gees, ook nodig om dit te kan doen. Daar, voor jou, in Hebreëus, shalom, jy weet Hebreëus lees ons van regs na links, shalom, en langs hom eirene, soos dit in die Nuwe Testament verskyn, die Griekse woord eirene, vrede, of soos wat dit staan daar in Johannes 20, eirene human, eirene vrede, human vir julle. Dit is die woord wat Jesus daar gebruik het. En nou kan ek jou terugvat na die bekende verhaal daar in Lukas 2. Daai dag met sy geboorte. Volgens die beste navorsing wat ons het, beste berekeninge wat ons het, ergens in September 3 voor Christus. Ja, dit was nie in Desember wat Jesus gebore is nie. Hy is in September 3 voor Christus, volgens die beste berekeninge wat ons het gebore. Daar in Lukas 2 vertel Lukas dit aan ons. Lees dit saam met my. Toe sê die engel vir hulle, want skielik het daar 'n engel aan skaapwagters, kom ons noem hulle skaapboere, verskyn, wat daar buitekant Bethlehem hulle skape opgepas het. En skielik verskyn 'n engel van God aan hulle. Nou ek weet nie of jy al 'n engel gesien het nie. Ek het nog nie 'n engel gesien nie. Maar hierdie boodskap was so belangrik dat God 'n engel aan hulle gestuur het. En hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, Bethlehem, as verlosser gebore, Christus die Here. En dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê.
En skielik was daar saam met die engel 'n menigte, hemelse menigte wat God loof. Met ander woorde 'n klomp duisende ander engele wat God loof. En dan hoor ons, hoor wat sing hulle? Eer aan God in die hoogste en die belangrike woord, vrede op aarde vir mense in wie hy welbehaag het. Kan ek jou weer herinner aan dit wat daar in Johannes 20 staan? Toe Jesus, die opgestane Here, die een waarvan die engele gesing het daar in Lukas 2, met sy geboorte in September 3 voor Christus, maar nou hier op die 12de April 30 na Christus, na die kruisiging, na die 3 dae in die graf, nadat hy gedoen het wat nodig was om hierdie vrede 'n werklikheid te maak, beskikbaar te maak hier op aarde, midde al hierdie stikkindheid, staan hy as die opgestane Here, God die Seun wat mens geword het, maar nou die nuwe koning op aarde. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hy staan letterlik hier voor my en jou, en hy kyk na ons en hy sê vir julle, vrede vir julle. Kan ek jou herinner aan 'n paar prentjies in die Bybel wat ons help om iets te verstaan van wat Jesus hier bedoel? Wat is hierdie vrede wat hy vir my en jou bewerk het? Kom ek herinner jou daar aan Lukas 15, die gelykenis wat Jesus vertel het oor die verlore seun, maar ook oor die oudste seun wat net so verlore was soos die jongste seun. Onthou jy, hoe lyk daai vrede wat God, die Vader, aan daai 2 seuns bedien het? Kom ons begin by die verlore seun. Jy ken die verhaal, jy ken die gelykenis, hoe hy letterlik, ek wil sy pa doodgeag het, gemaak het asof sy pa reeds gesterf het, en daarom wou hy sy erfenis hê, soos wat 'n mens sou kry nadat die persoon gesterf het. Hy wou dit gehad het voordat die persoon gesterf het. En die Vader gee dit vir hom. En jy ken die verhaal hoe dit gaan uitmors. En dan deur hierdie pad van sware en verlorenheid en doodsheid ontdek, onthou dat daar 'n plek is waar daar ook vir hom vrede is, rus en vrede is, ruimte is. Ja, en hy kies om terug te gaan en om te gaan bely, en om sy rebellie te bely en sy sonde te bely, sy ongehoorsaamheid te bely, sy liefdeloosheid te bely. En jy ken die verhaal. Hy kom nog so van ver af aan, die pa sien hom, en dan amper iets wat ongewoon is vir 'n Joodse ou man, begin die pa afhardloop in die stofstraat na sy seun toe, en hy gryp die seun vas met sy arms. En jy ken die res van die verhaal, hoe hierdie pa vrede aan hierdie verlore seun bedien, en agterna ook hierdie selfde vrede aanbied vir sy oudste seun. Ek weet nie of jy hierdie foto herken nie. Dis die foto van Johannes 8, van daai dag wat Jesus besig was om mense te bedien en te bring, die Fariseërs, hierdie vrou wat hulle gevang het daar by 'n ander man in die bed, bring hulle hierdie vrou daar deur die skare na Jesus toe. En hulle wil hê dat hy haar sal veroordeel, soos wat in die Ou Testament staan, wat 'n mens doen met so 'n persoon. En soos wat hierdie foto wys, dan kniel Jesus, en dan begin hy met sy vinger daar in die stof te skrywe. En soos wat hy skryf, ons weet nie wat hy geskryf het nie, of wat hy ook al geskryf het gemaak dat die mense wat hierdie vrou wou laat veroordeel deur Jesus, net wegstap en uit die prentjie verdwyn.
En dat Jesus opkyk na die vrou en sê, maar waar is die mens wat jou wil veroordeel? Dan sê die, hulle is nie meer hier nie. En dan sê hy, dan bedien hy vrede aan haar. Dan sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Bedoelende, jou sonde is vergewe. Maar dan sê hy vir haar ook, gaan en sondig nie meer nie. Dan sien dit wat hierdie vrede ook behels. Ja, dit behels dat God ons sondes wil wegneem, dat hy ons sondes wil vergewe. Daarvoor moes die bloed van Jesus vloei. Dit alleen gee God die Vader die reg, wat ons so lief het, wat nie wil hê dat een van ons verlore sal gaan nie. Maar sy heiligheid vereis dat bloed moet vloei. En Jesus se bloed het gevloei, sodat die Vader ook vir my en vir jou kan sê, vrede vir julle. Julle sondes is vergewe as ons kom en vra, as ons daar in sy teenwoordigheid verskyn, maar dan saam met daai vergifnis wat in ons bedien word, dan hoor ons ook soos hierdie vrou, gaan en sondig nie meer nie. Want dit is ook wat die vrede wat Jesus vir my en jou bewerk het, ook vereis. Hierdie foto sê vir ons, in 'n sin wat vergifnis beteken, jou skuld is betaal, jou sonde is vergewe, is weggewas. Kyk as dit ware daar na die prentjie van die kruis, waar Jesus daar gehang het, en sien as dit ware 'n rekening met al jou sondes op, en die straf wat jy eintlik verdien, die dood, die hel. Dis wat Romeine 6 vers 23 sê, ons sonde verdien die dood. Nie net die dood hier op aarde, dat ons hier sterf nie, maar die dood in die sin van die ewige dood. Verwyder van God se teenwoordigheid. Met die oordeel en alles wat dit behels. Die pyn, die smart. En hoor dan, hoe God sê daar in Johannes 3 vers 16, dat hy ons so lief het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het om daar aan die kruis te sterwe, die 9de April 30 na Christus, sodat elkeen wat glo dat Jesus dit ook vir jou gedoen het, ook gedoen het om jou sondes weg te neem, om jou skuld te betaal. Sy bloed het ook vir jou gevloei. Dat elkeen wat dit glo, dat Jesus dit ook vir hom of vir haar gedoen het, sal nie verlore gaan nie. Hulle skuld is betaal. Oor hulle rekening skryf Jesus in sy bloed, jou skuld is betaal, vereffen. Tetelestai, dit is gedaan, dit is gedoen, dit is afgehandel, dit is voltooi. Maar is ook daai soort skuld, dit is daai sinnetjie wat ons ook lees in Levitikus 25. As daar sprake is van 'n fees wat elke 50 jaar plaasvind, die jubileefees, die jubileejaar wat plaasvind. Mense wat hulle grond verloor het, wat slawe geword het as gevolg van hulle eie te doen. Oor die 50ste jaar, die jubileejaar, jou skuld is betaal. Jy is nie langer 'n slaaf nie. Hier is jou plaas terug, hier is jou grond terug, hier is jou huis terug. Dis waarvan Jesus praat daar, as hy Jesaja 61 vers 1 tot 3 aanhaal, daar in Lukas 4, vanaf vers 16. As daar sprake is van die vreugdejaar, die jaar van vreugde, die jaar van vrede, dan praat hy van Levitikus 25, sy jubileejaar. En dis wat ek en jy ook kan bedien aan ander mense. Dis wat God aan my en jou wil bedien. Maar jy het behoefte hieraan. Jy behoefte om te hoor, jou skuld is betaal. Dat daar in Jesus volkome verlossing, voorsiening ook daarvoor beskikbaar is. In Christus is jy vry. Jy is nie langer 'n slaaf nie. In Christus is jy vry.
mense die jou as 'n slaaf behandel nie. Moenie toelaat dat finansiële instellings, banke, jou werkgewer jou laat dink dat jy 'n slaaf is nie. En dat jy dit sommer net goeds aanvaar nie. Hoor hoe opgestane Jesus vir jou sê, maar ek het dit ook vir jou gedoen. Jy is vry, jy is nie langer 'n slaaf nie. Moenie langer dink oor jou as 'n slaaf nie. Hoor hoe God vir jou sê daar in 2 Korintiërs 12, daarom, my genade is vir jou genoeg. Wat ook al jou omstandighede is, waarmee jy ook al worstel, my genade is vir jou genoeg. Ek moet myself elke dag hierin herinner, dat God se genade vir my genoeg is. Daarom moet ek elke oggend vroeg opstaan, en tyd met God spandeer, sommer net 'n bietjie tot bedaring kom, soos Psalm 46 sê, bedaar, raak stil, en ervaar dat God daar is, dat hy werklik God is, dat hy God wil wees in jou lewe, dat hy ook vir jou wil sê vandag, jou laat ervaar vandag, my genade is vir jou genoeg. Of soos hy daar in 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, my God is in staat om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Hoor jy, God se genade is vir jou genoeg, meer as genoeg, sodat jy ook iets van daai genade aan ander kan bedien. Dat jy God se hande en voete kan wees om hierdie genade, hierdie boodskap van vrede ook aan ander te kan bedien. Dat hy dit aan jou eers bedien. Jy het gehoor en glo dat sy genade vir jou genoeg is. Daarom kan hy vir jou, daarom Matteus 5 sê, vers 9, jy is nou 'n vredemaker. Omdat jy sy vrede geproe het, die vrede waarvoor Jesus gekom het, kan hy jou nou uitstuur om vrede te gaan maak, vrede te gaan bedien aan ander. Daarom kon Jesus daar in Johannes 10, 72 van sy volgelinge wat hierdie vrede in hulle lewe ontdek het en geproe het, kon hy hulle uitstuur om hierdie vrede aan ander te bedien. Kom ons lees wat daar staan. Hy sê vir hulle, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Ja, ek begin my vir hulle te verduidelik. Hoe kan ek en jy vredemakers, vrede begin bedien aan mense? Waarheen jy ook al gaan, wat 'n huis jy ook al binne gaan, sê eers vir die mense, vrede vir hierdie huis, vrede vir julle. God se genade en vrede is daar ook vir julle. En as daar 'n vredelievende mens, so wat in die Grieks staan, 'n man van vrede, 'n man op soek na vrede, of 'n vrou op soek na vrede woon, sal julle vrede op hulle rus. Hulle sal dit vat, anders sal dit na julle terugkeer. Bly dan in daai huis, bly in daai omgewing, bly in daai werksopset, terwyl julle eet en drink wat hulle aanbied, om hulle tyd te gee om jou te leer ken. En as julle in die dorp kom en mense verwelkom julle, eet wat aan julle voorgesit word. En dan, nadat julle vir hulle tyd gegee het om julle te leer ken, en ook vir die Here kans gegee het om jou te wys waar daar nood of behoefte of dalk siekte is, maak die siekes wat daar is, gesond in Jesus se naam, want dis ook wat hierdie vrede insluit waarvoor hy gekom het.
Jesus sê daar in Matteus 8 vers 17, hy wil nie net ons sondes wegneem nie, hy wil ook ons siektes op hom, hy het ook ons siektes op hom geneem. Daarom bedien hulle in Jesus se naam. Want dis ook wat hierdie vrede insluit. En dan bedien hulle met die evangelie van die koninkryk. Sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. Jesus is die nuwe koning op aarde. En hy wil iets van sy koninkryk ook hier tussen ons, hier by julle, in julle midde, in julle lewens laat gebeur. Kom ek breek dit gou van 4 stukkies op. Begin die mense wat die Here op jou hart lê te seën in Jesus se naam. Bid dat God hulle uit hulle skoene sal begin seën met sy seën. Deuteronomium 28 se seën, spreek oor hulle uit die vrede van Jesus. Wat deur die dood en opstanding van Jesus deel is van die lewe en dit in oorvloed wat hy vir my en vir jou kom bewerk het. So wat hy sê daar in Johannes 10 vers 10b. Ja, eet en drink saam met hulle, kuier saam met hulle, om so vir hulle tyd te gee, om terwyl julle so eet en drink, jou hart te leer ken, jou te leer ken, en hopelik iets van Jesus, iets van sy liefde en sy lewe in jou lewe te sien. En dan bedien Jesus se shalom, se vrede, se arene aan hulle. Wees sensitief vir God se gees, se stem, wat dalk vir jou in hierdie tyd 'n bepaalde nood in daai mense se lewens gaan wys. Wat net God kan bedien. Bid dan dat God sal kom en 'n groot wonderwerk sal kom doen in daai een se lewe. Sy dit 'n genesing wat moet plaasvind, of God wat ergens in sy lewe, sy huwelik of sy besigheid of finansies moet kom en 'n wonder moet kom doen. En dan is die laaste deel van hoe ek en jy vrede aan mense bedien dan die evangelie van die koninkryk aan hulle. Wanneer God se gees vir jou die geleentheid skep, getuig dan teenoor daai persoon oor die hoop en die lewe wat in jou is, wat Jesus in jou lewe bewerk het en waar gemaak het. Ja, dat God se koninkryk ook vir hulle gekom het, om ook hulle en diegene rondom hulle se lewens te verander en ook te bedien met sy liefde. Dis my boodskap aan jou in hierdie tyd. Mag die Here jou iets van sy vrede, van hierdie vrede